Ek het ene, dankie. Sorry, dankie. Wat is dit net skoon water? Goedemôre almal. Hallo, is dit beter? Nog nie? Miskien net so. Is dit aan? Is dit aan? Môre. Dit klink beter. My aarde Joy, ek praat met jou vanmôre, dog jy vang lammeroeie uit. Nou is jy hier. OK. Terwyl ons nog so wag in Borstel, kom ek vertel julle sommer net 'n storie. Ons was so onlangs daar in Kokoland en daar by Ihomba bly die van 'n Merwes wat saam met Dorsland trekkers getrek het. Jare en jare daar bly. Tuis ek het hulle gekyk, maar daar's nie, lyk my, is daar trekke? O, ek het gedog, ek spaar jou dit, maar goed, jy het dit self vir jou gebring. Maar interessant, hulle het baie jare wat hulle hier bly in die land, en hulle is besig om uit te sterf. Daar's net nie meer iemand wat hulle storie kan vertel nie. En ek het net weer gedink, toe ek nou vir julle se familie en vriende so saam sien, as mens by so geleentheid is, dat die mens net weer besef hoe belangrik is ons storie, wat ons vertel. En as julle so die op prentjies kyk, dan is dit ook 'n storie. Dit is 'n storie van 'n ma, 'n ouma, vriendin, wat 'n pad gestap het, en sy is 'n merker in hierdie geskiedenis. En as julle nie die storie bly vertel nie, dan raak mense so angsbevange soos die Dorsland trek se van 'n Merwes, wat bang is ons hardloop uit ons storie uit. So ek dink vandag ook weer is, wat is ons storie? En dit is altyd hartseer op 'n manier as mense so by mekaar kom en jy besef, ons families kom nie altyd so by mekaar nie, nee. So, en dit is ook 'n voorreg om saam net by so 'n dag te kan wees, al is dit gedwonge. So ek wil net sê, as julle lus is vir daai driehoeke koekietjies en van daai koeksusters, reël dat iemand doodgaan. Dan kan julle mekaar weer sien. As dit is, dit is nie laag, is dit tragies. Dit is die tragiek van die lewe. As iemand nie doodgaan nie, kom ons nie by mekaar nie. Kom ons reël dalk iets anders vir 'n slag. Wil een van julle nie trou nie. Dit is dalk 'n beter opsie. Ek het nou net mooi gepraat Woensdag by hierdie selfde stoot gesê oor Abraham, wat die Here vir hom gesê het, ek het vir jou nuwe planne om 75, so reële troue. Dit is hartseer om vandag so saam te kan wees, en dit is lank skof vir julle, en dit was 'n ontwrigting op baie maniere, en maar dankie ook vir almal se ondersteuning hierson. Dit is baie interessant dat die woord wat Paulus gebruik om mekaar te bemoedig, om mekaar by te staan, maar dit is kom mens hier is, glo ek. Anders het ons in die môre rondgeloop. Ons is hier om mekaar te bemoedig, en die woord wat hy gebruik is dieselfde stamwoord as wat vir die Heilige Gees gebruik word. Dit is om te parakaleo, dit is om by jou te staan en te roep. Dit is om by jou te staan en in te tree. So kom ons staan by mekaar, tree vir mekaar in, want bemoediging is ons roeping as gelowiges ook. So, ek is bly julle is hier. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierdie oggend so by mekaar is, dan is dit om afskeid te neem van iemand wat baie kosbaar vir 'n familie en vriende was. Iemand wat dinge by mekaar gehou het. Iemand wat lewe gebring het, lewe geskenk het, lewe gegee het en gelewe het. Here, dan is dit moeilik om totsiens te sê. En daarom bid ons ook vir 'n oomblik waar ons so emosioneel is en
baie gedagtes deur mense kop gaan, dan bid ons Here vir kalmte, vir vrede, maar ook met die sekerheid dat niks buite beheer is nie. U is ons God, U is teenwoordig, U is die redder, U is die vryspraak, U is die een wat ook die trane afdroog. Dankie dat ons hoop, ons krag in U kan vestig. Amen. Kom ons, wel ek klaar gesê ek het die lied vergeet, kom ons luister dan ook saam 'n lied. Praise the hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
'n mens praat mos nie, ek dink so, nie graag van nature oor die dood nie. Dit is mos nie 'n lekker soort van gesprekke nie. En soms ek en my vrou nou, sê nou maar jy braai nou, en sê luister jong, sê nou maar daai dag kom nou. En dan net so voordat sy kan antwoord en sê jong, luister kom ons eet, die vleis is gaar. Jy weet, mens praat nie, en op so 'n dag, dan word ons gedwing om te praat daaroor. Ek wil by so geleentheid, en dit is 'n klomp dinge wat hier ingaan in so 'n briefie, om afskeid te neem, dan word ons gedwing om te praat oor die dood. Dit wat ons eintlik so vermy. En ek wil eintlik vreeslik sê, nie, ek wil net die handleiding van die lewe en die dood wat die Bybel is, wat die woord van God is, wil ek gebruik, want ek dink nie, daar is 'n ander handleiding nie. Ek wil mense is vreeslik lief om vreeslike slim mense aan te haal oor die dood, maar die een wat die sleutel van die dood het, is die een wat in sy woord self daaroor praat. En ek het gedink om 'n hele paar verse te lees, maar kom ek lees dit wat ons ooreengekom het om te sê vanoggend, en dan sal ek daarmee afsluit. Want die vrug van die Gees, daarteenoor, nou daarteenoor is ook die goed waaroor ons ook nie wil praat, want dit is al hierdie duisternis goeders, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedaardigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dit is eintlik interessant, hy sê nie en die Afrikaanse vertaling sê en, hy sluit dit af met en selfbeheersing, maar eintlik in die Grieks is dit is amper soos 'n masjiengeweer, hy skiet net so, hy sê net, hy noem hulle almal so, daar is nie 'n en nie, dis die pakkie, wat hy, en ek gaan net nou ietsie daaroor sê. Oor die dood is daar 'n klomp dinge wat ons nie weet nie. Maar daar is ook 'n paar dinge wat ons wel weet, en die inligting kry ons uit die woord van die Here uit. En die eerste een wat ek graag sou wou sê is, Psalm 116, herinner ons daaraan, dat die dood van sy troue dienaars, is vir die Here geen geringe saak nie. Met ander woorde, baie keer dink ons as iemand sterf, asof die Here nou so 'n soort van wegtree. Maar die skrif herinner ons dat God eintlik intens intree. Dit is 'n intense, goddelike, heilige oomblik as 'n gelowige sterf. En dis eintlik al wat ek nou eintlik wil sê, maar om die uur om te kry sal ek dit nog meer sê. Al ons dae is in die hand van die Here. En daar is ons wat ek dink wat dit so moeilik maak, is die feit dat daar twee werklikhede mekaar ontmoet. Ek wil amper sê die sekerheid van dit wat ons hier beleef, en die onsekerheid van waar daar ook al mag wees. Maar eintlik is dit presies andersom. Eintlik moet ons sê, dis die onsekerheid hier, en die sekerheid daar. Daar's meer sekerheid in dit wat God beloof vir ons hierna, as wat ons eintlik vandag in ons lewens het. En daarom wil ek iets hieroor sê, weer eens, die sterfproses is regtig 'n diep geestelike moment in mense se lewens. Dis 'n kosbare oomblik om jou asem die laaste keer hier op aarde in die naam van die Here uit te blaas. Dis amper die laaste keer wat jy reis, halleluja, as jou laaste asem gaan. En daarom is die dood van God se kinders is vir God ernstig. Is vir God 'n ernstige saak. Die Engels dink ek sê precious is in the sight of the Lord. It's precious. Dis 'n baie besondere, unieke oomblik. Ek gaan dit weer sê, wat God nie wegtree nie, waar God juis intree vir gelowiges. En daarom is dit nie 'n afskeep ding nie. Dit is nie sommer net ons draaitjie is geknip nie. Dit is 'n intense oomblik vir God. So wat vir ons baie keer ontydig is vir God 'n uiters kosbare, berekende saak. Vir ons is dit, so ry maar weer, maak jou handbak toe, skap maar weer daar, wat ek kamer 24, 23, daar is dit nou. Jy weet, dit is so 'n ding daar. Maar vir God is dit 'n baie kosbare
oomblik. En ons verstaan van tyd, ons sê baie keer in ons lewens, jy weet, hoe werk tyd nou? Was dit nou die tyd? Ag, ouma het nou lang tyd geleef, en ons wens mense wil langer leef, maar hoe tot Babel ons hulle nou druk. Ek dink as ons nou kan, as dit vir ons afhang dat ons hoop hulle hou vir 600 jaar, ek dink baie van hulle het al op 35 gehoop, dit kan verander. Maar God het tyd ingestel, maar God is groter as hierdie tyd wat ons in kalenders bereken, van soveel lank en so lank wat dit gebeur het. Jesaja 55, dan word duidelik gestel, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en soos ook my optrede is verhewe bo julle optrede. En mense sê, okay, iemand is nou dood, nou wat is nou volgende, wat gebeur nou met iemand, wat is die volgende prosesse, is iemand in die hemel, hoe lang vat dit, hoe lang het voor die Here weer kom, ons het sulke tydsberekeninge maak, as dit oor die dood gaan, en dan sê 2 Petrus 3, dan sê hy, een ding moet julle egter nie vergeet, die geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. En dan wil ek sê, voor menslike tye, voor daar 'n kalender was, voordat mense begin tel het, hier is die skepping, en voordat mense begin tel het, hier is die Nuwe Testament, Christus het gekom, het die Here klaar besluit dat Christus sou kom. Reeds voor die skepping, nog voor die wêreld geskep het hy hierdie mense vir wie hy so lief is, uitgekies. Daarom is dit vir 'n kosbare oomblik. Daarom is dit buite tyd vir God 'n onbeskryflike oomblik, wanneer iemand hulle laaste asem uitblaas. Maar die vraag is, hoe beïnvloed dit nou vir ons? Want ons kan vandag sê, en ons kyk video's, en ons het foto's daarvan, van ouma, en ons praat oor die dood, maar die woord van die Here het nie net oor die dood iets gesê nie, dit sê maar, ons kan vra, waarom is iemand dood, en hoe lank het dit gevat, of wat was julle impak in die lewe, maar die vraag is, waarom is ons nie dood nie? Hoekom lewe ons nou nog hierso? Wat maak ons so bevoorreg, dat ons uitgekies is om vandag nog afskeid te kan neem? En daarom wat die Here ook wil sê, maar wanneer ons oor die dood praat ons ook oor die lewe, en ons lewe nog. En daarom het ons iets om te sê oor die lewe. In Johannes 5 vers 24, dan sê die Here, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. As mens die Here ernstig vat oor sy beloftes in die woord, en ek sê dit weer, is iets wat ek lees, of een of ander geleerde nie, hy word nie veroordeel nie, of sy dan nou, die Bybel word maar meer manlik geskryf, maar uit die aard van die saak van mense, soos dan die Bantie ook, en dan sê hy, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. So die vraag is, as dit waar is enige iemand dan nou dood? Hierso staan, iemand is dood nie. Iemand wat in Christus kan nie, dood nie. Hulle het net aangegaan met lewe. Daar is nie. So ek is bly vir die geleentheid wat julle gereël het, maar ek wil net vir sê, niemand is dood nie. As Tannie Bantie kind van die Here was, is sy nie dood nie. Sy is op 'n ander plek. Johannes 11 sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie aan my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Miskien het jy by die verkeerde geleentheid opgedag. Miskien is die naam van die geleentheid verkeerd genoem. Niemand wat in Christus sterf, is dood nie. Openbaring 1 vers 18 sê, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Jesus sê, ek het die sleutels. Ek is die sleuteldraer, ek is die ingang, ek is die weg en ek is die waarheid, ek is die lewe. Ja, nou dit is die beloftes wat die Here gee. So wat gebeur nou met ons? As ons nou oorstap, die tree gee in die hand van die Here in. Ek wil dit maar weer sê, ek dink ons het 'n geneigtheid om baie keer te dink, en ons sê dit vir ons kinders ook, nie, ouma is nou 'n sterretjie, of ouma is 'n engel. Niemand word sterretjies nie.
sterre is sterre, en engele is engele. En mense wat sogenaamd doodgaan, is nuwe mense. Want die het nie 'n ster geword nie. Aanster, môrester, wat se ster nie. Sy is 'n verheerlikte Pantie in die hemel, by die Here. Filippense sê, daarom sê hy net, hy het ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daar is 'n stuk oomblik wat plaasgevind het, wat ons geen begrip van het. 'n wonderlike oomblik. Wat die Here gesê het, ek stuur nie vir Petrus of vir engel Gabriël om vir jou plek voor te berei daar. En so staan nogal mooi in die Engels, in die Grieks, as jy het soveel lodging, ons lodging gegee. Wie het dit gedoen? Hy self. Hy stuur ook nie een van 'n engel of 'n watse ding om ons trane af te droog nie, hy doen dit self. Dit wat ons sterf hier noem, stap van die in God se hand in, met hemelse tissues, ek weet nie wat hulle gebruik nie, maar sê nou maar so iets. Daarom sê Jesus vir sy disippels, julle moet ontsteld wees, nie glo in God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan op julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het op julle plek gereed te maak, kom ek terug na julle toe en neem, sodat julle ook daar kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waar ek gaan. En daarom sê Paulus, om te lewe is vir my Christus en te sterwe is vir my 'n wins. Of ek nou hier is of daar is, maak my geen verskil nie. Probleem is net, hierdie kant moet ek nog belasting betaal. Nou, en dit is dan wat gebeur in 1 Tessalonisense, dan sê hy, Paulus praat glad nie van die mense wat doodgegaan het nie. Hy praat van die ontslapenis. Eintlik het die Afrikaans doen ons 'n guns deur te sê, hulle gebruik allerlei snaakse woordjies daaroor. Daar staan eintlik net, hulle slaap. Die Griek sê hulle slaap. Sag praat. En raas jy net, dan word hulle wakker. Vir Paulus is die dood, is daai tree, hierdie kant en daai kant, daai skarnier tussen lewe en dood is vir hom, as jy in Christus is, wat is die issue nou? Ek is in hom, of ek hierdie kant is en daai kant is, ek is in Christus. En dis die werklikheid van waarmee ons besig is, en waarmee ons nou praat, en ons sien uit na iets wat beter is. En nou, as dit die werklikheid van die dood is die vraag, wat is die werklikheid van die lewe? En die werklikheid van die lewe is iets wat ons gelees het in hierdie gedeelte. Die vrug van die Gees, daarteenoor. Kyk, en dan kan jy, wel, dit is vreeslike klomp goeders waarvan hy praat, in Galasiërs 5, daarvan na vers 19. Ek het nou regtig, sommige verskoning as daar van julle is, want die is mos al baie Engelse hier ook nou, dat ek nou Afrikaans praat, maar ek sê baie keer vir mense, dit is baie moeiliker om 'n Engelse Christen te wees as in Afrikaans. Want jy moet hy woorde gaan lees in Engels. Dit is rof om 'n Engelse sondaar te wees. In Afrikaans, jy kan wegkom met 'n paar woorde soos onsedelikheid, want niemand verstaan wat dit regtig beteken nie. Maar, dan sê hy, maar wat is die werklikheid van die lewe? Dis dit. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, die Griek sê nie en nie, selfbeheersing. Teen sulke dinge, hierdie weet niks nie. As jy daai doen, as jy nooit aangekla word, van enige iets nie. En ek net so vinnig ietsie daaroor sê, is interessant, hy praat in die meervoud van die werke van die duisternis, want dis 'n gemors daar's 'n klomp sulke goed, maar as hy praat oor die geestelike gawes, dan praat hy net in enkelvoud. So al is dit 9 goed waarvan hy praat, dan praat hy in enkelvoud daarvan. So dis nie soos by die winkelrak, as jy daar kom en sê, ons moet 'n bietjie melkies, en 'n bietjie meeltjies, so 'n bietjie dit pad, as jy dit vat, dan vat jy alles. Dis deel van die pakket. Jy kan nie kies nie, maar ek gesê, wat is die nalatenskap dan van die Pantie? Wat is die storie wat ons nou verder in die lewe indra? En dis dit. Paulus sê, hy deel dit in drie in. Hy sê die eerste 3, gaan daaroor dat jy, wanneer ons terugkyk na die lewe, wanneer ons vorentoe kyk in die lewe, dan sê hy, dit roep my, en as hierdie geleentheid, as ons hierdie briefietjie het, dan sit jy om te sê, tata ouma nie. Dis om te sê, wel, hier is nou 'n nuwe begin vir my ook. Anders is hierdie hele koeksuster etery 'n waste.
van tyd en geld. Hierdie ding sê, ek het 'n lewe wat ons gaan voortleef en hierdie teks roep ons om weer te lewe. Dis die vrug wat ons dra. Die vrug lê nie in die nalatenskap van, hulle was altyd gesê, as iemand gesterf het, en dis is nou so vir kinders en kleinkinders en agterkleinkinders, en dan so, dis 'n hele geseënde gespil. Maar die vrug lê nie in daai getalle nie, die vrug is in wie is die spin? Wie is hulle? Hoe lyk hulle lewens? En dan sê hy, kom ons, ek dink, en dis wat as ons oor die dood praat, en as ons by die geleentheid kom, dan herposisioneer ons onsself vir die lewe vorentoe. Wie help ons daarmee? Ouma, sy doen dit. Sy roep nog gou hier terug net en sê, luister, ek wil net gou vir julle weer net sê, luister net, voordat ons aan mekaar nou heeltemal hierso verloor. Liefde, vreugde en vrede gaan ons oor ons verhouding met God. Die nalatenskap wat ouma los. Hoe lyk ons verhouding met God? Dan vat hy die volgende 3. Hoe posisioneer ons onsself teenoor mekaar in die wêreld? Geduld, vriendelikheid, goedheid. En ouma sê, kyk nou maar hierdie verhouding met mekaar. Ons gaan leef op 'n mooi manier met die wêreld wat binne ons is. Die derde een, die 3 wat hy so indeel, kyk na jouself. Kyk na jou eie karakter. Kyk na jou ingesteldheid teenoor die lewe. Getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ouma sê, dis die nalatenskap. Dis wat ons los. Dit wat ons in hierdie wêreld gaan indra. Dis nie hoe omdat ek was nie. Dis oulik julle gaan wees. Dis wat julle gaan maak van die lewe. Sodat ons eendag by julle roudiens ook iets kan sê, wat daarom sin maak. En dis die core business van God. Dis die core business van so geleentheid om te sê, dis traumaties. Dis ontstellend. Dis net so 'n stuk gat wat in ons lewe uitgeruk word. Kyk, ons het ons almal altyd iets te sê oor ons skoonma, by so geleentheid huil ons ook daarom. Maar, want hulle het iets nagelaat. Hulle het iets in ons lewe ingesit. Ons iets geleer oor die lewe. Daarom sê Johannes 14, moenie ontsteld wees nie. God weet wat hy doen. Moenie ontsteld wees nie. Hierdie storie is vir God ernstig. Ouma se lewe is vir my ernstig. Daarom het hy ernstige planne gemaak, sodat sy kan lewe, ook vir ewig. Kom ek sluit amper af. Julle weet, as ons afsluit, moet ons nog 3 goed altyd sê. Nou, Openbaring 14, dan sê hy, ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid. Want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Mag ons hierdie lyn, hierdie lewe van ouma, nie afsluit nie, maar dat iets daarvan voortleef binne ons almal se lewe. En toe kom ek agter is vandag 6 vers 6. 6ste van die 6ste. Is dit vandag? Is dit hoekom julle dit so gedoen het? Baie mense reël hulle troues op so 'n datum, maar onthou dit nog steeds nie. Maar 6:6. En weet julle wat? Nou, ek dink as daar nou een teks is wat by 6:6 is, Micha 6 vers 6. Eintlik vra Micha 6 vers 6. Hy vra, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? Dis die vraag wat hy vra. Dan antwoord hy dit in vers 8. Mens. Dis interessant, daai woord mens beteken verganklike. Jy wat in elk geval besig om te sterf en gaan sterf, mens, jy. Die Here het vir jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam voor God sal lewe. Galasiërs 5:22. Mag die Here vir julle kom omvou, sodat ons leer by ouma, en weet sy is uitgesorteer, en hy kyk mooi na, maar ons het 'n werkie om nog te doen, ons is nog hier, kom ons maak 'n verskil, in die plek waar ons bly, kom ons bid saam. Here, dankie vir die beloftes, en dankie vir die hoop, dankie vir die lewe, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die krag,
Dankie Here vir 'n familie, 'n gesin. Dankie Here vir u woord wat vir ons ook op hierdie pad herposisioneer met die lewe, om te leef, beter te leef, met intensiteit te leef. Here, wanneer ons verlies ervaar, mag ons ook 'n stuk vermeerdering beleef. Vermeerdering in liefde, genade en al die vrug van die Gees. Bid vir 'n familie, bid vir almal wat sommer net diep hartseer is en verlang. Maar Here, dankie dat U ingryp daar waar ons nie meer kan nie. En daarom bid ons dat U seën op ons sal rus. In Jesus naam. Amen. Nou kom ons luister na 'n volgende lied en dan Thys, jy kan dan sommer as die lied klaar is kom praat.
Okay. Overnight. Dankie. Het is vir my ongelooflike voorreg om vandag afskeid te neem van Tannie Bantie. Tannie Bantie was die rede waarom ek kon aanhou in die eerste paar jaar in die Engelse werk. Haar ondersteuning, haar innemende geaardheid, haar meelewing was vir my regtig die anker in haar eerste tyd. Ek het haar leer ken as iemand met die mooiste glimlag, met die mees innemende persoonlikheid. Iemand wat inklusief geleef het, iemand wat almal raak gesien het. Wat raak gesien het wat die meeste van ons was gekyk het. Tannie Bantie het op 'n baie stil manier haar ding gedoen. Sy het ook 'n baie mooi stil manier gehad om my te leer Engels praat. Ek sal maar nie die woord sê wat ek altyd gebruik het nie, maar sy het op 'n stadium vir my gesê, Thys, it is bold. En as jy Engels ken, kan jy uitkyk wat het ek gesê. Ek het daar ergens 'n ure ingesit. Daar is vele sulke voorbeelde gewees, maar as my baie mooi sakies reggehelp het, en ek het ongelooflik waardeer dat iemand die moeite doen om te sorg dat ek daarom nie helemaal kettery verkondig nie. Tannie Bantie was merkwaardig deurdat sy net helemaal anders gekyk het na die lewe en onder andere het sy my eendag helemaal verras terwyl ons gesels en sy sê vir my, you must remember, I'm a married woman. En ek het haar leer ken as 'n weduwee. Maar sy het regtig eerlik gedink, jy bly jou man eer aan wie jy jouself gegee. En ek dink dit was so tot op die einde. Sy was ook die een wat vir ons haar huis oopgemaak het om 1 keer 'n maand daar 'n aandiens te hou, wat 'n heerlike geleentheid was en wat haar gasvryheid net ons almal vertoon het. Niks was vir haar te veel moeite om dit te doen nie. Tannie Bantie het 'n oog gehad vir mense wat swaar kry en eensaam is. Ek wil nog baie keer of sy nie so goed het gedoen het dat ons haar nie eensaamheid nie altyd noodwendig raak gesien. Sy het moeite gedoen om ouer huis toe te ry om vir Mrs. Rou te gaan haal vir eredienste. Nou, julle gaan my vergewe ek dit vertel, nee. Nou, Mrs. Rou was 'n bietjie van, jy weet, ons praat van 'n rowwe diamant, maar Mrs. Rou was waarskynlik 'n rowwe steenkool. Ja. Sy het elke oggend as sy nou by die kerk aankom, het sy nog so voor die kanse verby geslof. Sy was nooit regtig ordentlik aangetrek nie, want ek dink sy het net met hand-me-downs geleef. En as sy so by my kom, dan sê, morning pasta! Nou, dit was nou in die Rouse verhouding, maar dan skuif sy daar in die middelbank en langs Tannie Bantie, sy toe nog daar, en sy was ook baie gasvry. En een dag het Tannie Bantie van haar sê, listen here, if you fart in church again, I'm not going to fetch you again. Ek weet ook nou nie of het gehelp het nie. Maar dit is hoe sy was. Toe ek begin het ek soos enige goeie dominee op daai stadium gedink om met 'n Bybelstudie wees op 'n Woensdag aand. En ek het die Bybelstudie afgekondig en ek het opgedaag en daar was die ronde getal van 1 wat opgedaag het saam met my, Tannie Bantie. En ons het begin om Bybel te lees saam. En na so 6 maande, wat ons nog altyd die magtige skare van 2 was, het sy gesê, sy gaan voortaan nie meer kom nie,
dan kan ek hierdie tyd gebruik vir iets anders. Toe sê ek vir haar, wel, ek sal dan maar alleen wees. En toe sê sy iets wat ek nou nog omtrent nie kan klein kry nie, want Tannie Bantie was nie 'n voor op die waar mens. Sy was baie teruggetrokke, baie skaam. Dis hoe ek haar ken. En sy sê vir my daaraan, then I want to address the congregation on Sunday. En Sondag het ek gesê, Bantie has something to say, en dan die Bantie het hier voor my kom staan, en ek kon sien haar hele lyf bewe. Maar sy sê vir die gemeente, I've been a Christian for over 60 years that I can remember. And I've never learned as much about God and the Bible as in the past 6 months. I encourage you to come. Ek kan my woorde presies nog onthou. Dis 39 jaar terug. Volgende Woensdag, toe sit die klankkamer hier vol. Ek hoop jy verstaan wat ek bedoel as ek sê, sy was 'n anker. Sy was regtig een wat 'n mens ondersteun het sonder om vreeslik hulle baie daaroor te maak. En die Bantie het ook die werk gedoen om vir my wat 'n gaatjie onder was, in te lei in die Engelse liedereskat. En elke nou en dan sou sy vir my gesê, but we need to sing this. Nou moet jy ook verstaan, toe ons begin het ons in die synodesaal by mekaar gekom, en daar was nie 'n orgelis nie, daar was so vir 'n rukkie 'n pianis, wat so gebeure het, dat sy die note ingebewe het, en uiteindelik besluit het om op te hou. So ek moes maar elke Sondag die woord gee. En dit is dan nou ook weer een van die liedere wat aan die Bantie vir my gegee het, en ek het hom mooi bekyk, en ek het hom besing, ensovoorts. En die Sondagoggend toe ons begin, toe sit ek die lied in, maar het was net so knertsiek te hoog. En die hele ding vissel uit, en ek sê vir hulle, ons begin weer. En jy weet mos nou wat dan gebeur. Dan sit jy om te laag. Maar die skare lag, daai gemeente rol soos hulle lag. By die tee vertel hulle vir my Spies en Plessis, die vorige aand, was daar so 'n storie oor die ouens, wat die dominee ook ingesit het, en toe sit te hoog, en die ouens staan maar op hulle tone, maar hulle kan nie daar by die boonste noot uitkom nie, en toe sit hy weer in, en toe sit so laag, en sê, die repertoire hier so onder die noot, en later praat hulle net met mekaar. Nou, jy kan verstaan, daar erediens het eintlik net daarso, min of meer gestop, want hulle het die hele tyd moes nou daaroor gedink. Gelukkig het ek dit nie geweet nie. Ek wil afsluit met een van die liedere wat sy vir my ontsluit het. Ek gaan die woorde lees. And can it be that I should gain an interest in the Saviour's blood? Died he for me who caused his pain? For me who him to death pursued? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? This mystery all, the immortal dies. Who can explore this strange design? In vain the firstborn seraph tries to sound the depths of love divine. This mercy all, let earth adore, let angel minds inquire no more. He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. His mercy all, immense and free, for, oh my God, it found out me. Long my imprisoned spirit laid, fast bound in sin and nature's night. Thine eye diffused a quickening ray. I woke, the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. No condemnation now I dread. Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ
Baie dankie. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened, then I am still and wait here in silence till you come and still while me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Is die Heer, en grond soos gestaan, Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is iemand in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof van eeuwigheid, Liefde en gereedheid staan die engele om sy troon. Verwys dit sy stuur en die beelde van sy kroon. daar is wat in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Was die koning van Juda Let's all live for to keep but not alive. Be back with the wall, let the circle sheep and I saw. As the golden second yard and my approach, the universe hurts the salty universe. And that's a second we didn't say I don't know. We pass the golden auto. All the time, I try to capture every minute. Love feeling it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing. She keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sometimes I put down the picture and save it from the funny tricks of time. Save my Folded your nightgowns neatly in a cake. John said he drives and put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now that I see the world as you did, 'cause I know that life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there.
you guys. You got to see the first Mama, dankie vir weekes. Dankie vir wat ek nooit sal wees. Daar's baie wat ek graag wil sê. Sal vergeef my. Mama, jy was nog altyd daar. Jy my geleer, jy my bewaar. As ek my lewe hoor, kan kry, weet ek maar, is daar by my, daar by my. En ek weet jy het gedroom, en weet jy het gevloom. Ek is jammer, ek was nie altyd onder jou oor. Maar hallelujah, heaven comes to fight for me. I'm gonna sing by the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside me. I raise a hallelujah. I watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In deze strijd, ja, zag ik ook niet. Moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I know that your roots are from the light that all the night is missing. When I look to you, up the windows, bring the sun to my room through the door you've opened. Closing inside me, the light you see, that you met in the darkness. Somewhere
over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in the lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams will come true. Someday wish upon a star, where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and love you that you did to provide. I have a lovely year for all my children and my grandchildren especially. Moet ek jou aankondig? Ek wil nog 'n paar bedankings doen namens ons familie. Ek wil net heel eers ons Hemelse Vader bedank vir die ouma wat hy vir ons gegee het as voorbeeld van die vrug van die Gees, vir die tyd wat ons saam met haar gehad het, vir die vreugde en die liefde. Dit is voorwaar 'n seën van God. Dan wil ek eers vir Dominee Dries bedank vir sy vertroostende boodskap. Nie net vir ons as familie nie, maar die hoop in die boodskap vir ons almal wat vandag hier sit. Ons waardeer dit opreg. Dan Dominee Thys vir die pragtige Hildeblyk. Dit bring vir ons baie vrede en berusting oor die mooi boodskap en die Hildeblyk wat jy gebring het. Dan wil ek die personeel en die mense van Schansenoord in die hoërsorgeenheid bedank vir die manier hoe hulle na ouma gekyk het en gesorg het. Ek wil vir Janet en vir Agnes uitsonder, ons waardeer dit regtig. Dan wil ek vir Abby, wat die reëlings oorgevat het van die begin af, die administrasie en die reëlings hier vandag van Fern Funeral Solutions, baie dankie. Ons waardeer dit. Ek wil ook vir Dr. Brouwer en die personeel van Lady Pohamba Hospitaal dankie sê dat hulle ouma se laaste tyd vir haar gerieflik gemaak het en dat hulle vir ons as kinders toegelaat het om te kom en te gaan. Ons is baie dankbaar daarvoor. Dan wil ek, die belangrikste is my 3 susters. Hulle het stiptelik elke middag 1 of al 3 by ouma kom kuier en omgesien na haar behoeftes en omgesien na haar, amper sê ek, geestelike behoeftes, lekker gesels
Hulle het naweke opgeoffer, waar hulle 2 keer op 'n dag by haar kom kuier het. Dit het nie ongesiens verby gegaan nie. Tesame wil ek die kleinkinders wat ook opgedaag het en ook gekom het en vir ouma kom besoek het. Ek is doodseker, dis waar ouma haar vreugde en haar krag gekry het, is by haar kinders en by haar kleinkinders. Ek wil vir Lali uitsonder wat 'n paar extras gedoen het. Sy het gehelp met ouma se wasgoed, nou en dan 'n pedicure. Dit het nie ongesiens verby gegaan nie. Ons is baie dankbaar vir jou, Lali, en vir al julle kleinkinders. Dan almal wat vandag hier is, ons waardeer julle teenwoordigheid en ondersteuning. En dit kom van ons almal af. Baie dankie julle almal. Dankie, Chris. Goed, baie dankie almal. Julle sal sien, die familie nooi julle ook vir verversings na die tyd. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here stuur vir ons om te gaan lewe. In die spore van ouma. So, kom ons sit so, dan ontvang ons die seën. Geliefdes en julle kinders en familie, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie. Mag ek iets sê? Ja, ek weet, ek vra die ander. Nee, is reg man. Ek het nie altyd 'n masjien nodig nie, maar ek was van die masjien. Nee, mag. Chris, baie dankie. Ja, Sofie. Ek het nie voorberei nie, maar toe jy nou sê van die stories, en die stories raak later weg, omdat ons wat hier sit, is daar nie môre hier nog op hierdie aarde nie. So ek het nou gedink, ek moet hierdie ding bietjie terugvat, so 'n paar jaar. En dis nou goed dat Thys ook nou hierdie deel ingebring het, want nou wil ek vertel, jy weet, so 'n klompie jare gelede, van versoening bijvoorbeeld, na die oorlog, en dit het my altyd nogal verstom, die Diekse en die Millers was heeltemal rou Engels. Kyk, en hulle, jy weet, hulle bandie natuurlijk, hulle kon vir jou leer Engels praat, met Thys ook, dit is goed so. En dan het hulle nou ingetrou in Afrikaanse Engelse. Ek weet nie hoe serieus dit nie, maar dit is so. Hulle het nou so gemix en hulle het nou in verstamming van die Millers, my pa het getrou met 'n van die kerkvrou, Bysie, wat ook al, en hulle was suiwer Afrikaans, en dan die Diekse wat nou in die Engelse en so, en almal na die oorlog, wat daar mos nou baie, sê nou maar nog teestand was tussen Afrikaans en Engels en sulke goed. Maar hulle het versoen, maar nou ja, ek wil net sê, ons Miller-Dieks familie, jy weet, ons Engelse, wil ek sê, Engelssprekend ons is mos nou gentlemen en ordentlik, ons het probeer om hierdie Engelse, Afrikaanse, ek weet nou nie, bietjie ook op die pad te kry. Dit was baie moeilik. Nee, ek weet, ons het bietjie probeer, bietjie kultuur in hulle kry en bietjie ordentlikheid. En Winkie, ek is nou bly jy is vandag hier, maar ek hoop jy vergeet van daai dae, van ons jong dae, en die foutjies wat ons Engelssprekenders in die familie ook gemaak het. Nee, ek weet, jy weet van daai, jy weet van die witperde wat ons gery het in die Rode Belgie. Maar jy sal toch nie praat daaroor nie. Ons kan nou nie vandag nie daaroor praat nie, maar dit is vir my, jy weet, ons het daai jare, die Engelse sprekende Engelse, die Diekse en so aan, hulle was in die Methodiste kerk. En ons het vir baie jare het ons in Olofse huis het ons kerk gehou as die Methodiste predikant kom, en later het ons daarby verskuif na
Gert en Baan toe Engels, daar nie direct toe, en dan het ons nou so in die huiskerk het ons gehou, in later jare het ons ook in die kerk in Nina, het ons kerk gehou, as die Methodiste predikant kom, dan gaan ons nou allemaal na die preek luister, en dan volgende keer is die NG predikant, en hulle het een keer 'n kwartaal gekom, nie so baie nie, dan gaan ons na die kerk toe. En so het ons nou, wil ek sê, oor jare het ons nou, wil ek sê, albei kerke tot, wil ek sê, die Methodiste kerk, dink ons daai tyd redelik polities betrokke geraak het, en toe het die Methodiste kerk eintlik doodgeloop. En dis toe waar thuis inkom, en hy onthou nog, ons het ook nog dienste gehou op Olive, want ek weet, dan staan ons nou daar, en sien ons nou, daar door die se kant toe trek 'n stoffie, dan is dit nou die Land Rover, wat nou sy handbrake losgemaak het, en hy is op pad kerk toe. En ek is dankbaar, jy weet, daai jare, dit is so stadig aan oorgegaan, jy weet, soort van, dat ons nou, wil ek sê, Engelse Amerikaanse dienste ook gehou het, en sulke goeders, jy weet, so, maar so ons kom 'n lang pad, ek dink baie van die jong mense sal nie daai deel van die geskiedenis weet nie, en ek het net gedink, dit is miskien nodig, dat ons ook dit vertel van hoe hierdie families in mekaar steek, wat ook al, en hoe hulle vandag is, jy weet, wat ook al, hoe hulle tot hier gekom het, nou, ons familie word min, die Diekse en die Millers en daai, maar gelukkig, hierdie ander Engelse, hulle het nou goed aangegaan, ek sien hulle, maar as julle hierdie foto's gesien het, dan sien julle, hierdie dogters, hulle is stout, jy weet, jy kan sommer sien, tot op die einde, dat hulle vir ouma, wil ek sê kersies uitblaas, wat sy sukkel om uit te blaas, want hulle het definitief daar weer 'n triek gehad, jy weet so, maar ek wil sê, dit is goed, dat ons, soos hulle, die stoute mense ook die regte pad kan kry, en dat aan die hande van die regte pad gewys het. En ek sê vir julle sterkte. Dankie. Dankie man. Oké. Weer. Blessier, sorry. Ja. Oh, sorry, jy wil die masjien hê. Vat hom. Sorry. Ja, met hulle maar sommer hier so. Gaan verbysleep aan na Joe's toe. Ja, hy is hier vir. My vrou net ja, dit is jy. Jy jou game gelag. Ja, baie dankie. Ek het dan ook sê hy was by Rhodes te sien net, dit was so lekker, maar jy moet nie vir my begrame nie. Ja, baie dankie, dit is pragtig. Ja, seën vir julle.